kom ons sit so, dan bid ons saam, dan sing ons 'n lied en dan lees ons saam uit Psalm 4. Here, ons het daar die pragtige lied gesing, Oh, it is marvelous and wonderful, what Jesus has done for the soul of mine, the half has never been told. En Here, as ons dink aan hierdie groot verlossing, dan verstaan ons nie alles rondom dit nie, maar Here, ons aanbid U dat ons nou al reeds op aarde so ietsie kan smaak van die heerlikheid van die hemel, wanneer ons in ons binnekamer met U woord besig is, en Here, so beter verstaan kry van U woord, en ons uitroep, Here, na die hemel kan rig. Here, verander ons meer en meer, dat ons kan word soos Jesus. Ja, ons weet, somtyds faal ons struikel, somtyds gaan ons in ons binnekamer, en ons voel soos 'n Judas van ouds, Here, asof ons U verraai het deur ons lewe, en deur ons woorde en dade, maar dankie vir die kosbare bloed, wat ons gedurig reinig van alle sonde, en Vader, dat U vir ons deur U Gees oproep, tot hernieude toewyding aan U dag vir dag, en dat Christus ons absolute voorbeeld is, die een wat die leidsman en volleinder van ons geloof is. Baie dankie vir ons samesyn vanaand, dankie vir elkeen hier teenwoordig, dankie vir elkeen wat ingeskakel is, en Vader, ek vra, dat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, welbehaaglik sal wees voor U aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanaand saam met my oop te maak, by Psalm, die 4de hoofstuk. U weet nou al, ons is in die oggende besig met die boek Openbaring, in die aande met die boek Psalms, en dan woensdag by ons bidure praat ons bietjie oor verhoudinge, en ons is tans besig met die verantwoordelikheid van die ouers teenoor die kinders, en die kinders teenoor die ouers, en wat die rol van die kinders ook behels in 'n huishouding, en dan ook in 'n samelewing, en is dit noodsaaklik om ook te sien wat die Here se standaard is, vir die man, vrou, die kind, vir die huishouding, sodat ons ook in die gemeenskap wat die Here ons geplaas het, 'n getuie vir hom kan wees. En ek wil vir u sê, dat ons lewe in uitdagende tye. Vandag het iemand vir my so videoklip aangestuur, en ek weet nie wat die mooi Afrikaans daarvoor is nie, sekere uittreksel of iets, maar waar hierdie predikant die evangelie verkondig, hy is op straat, en hoe mense om uitjou en om spot, en eintlik 'n grap maak van hom en van die evangelie, en was die aanmerking gewees, of die opmerking daar, dat ons lewe regtig in die dae van Noag, net vlak voor die Here dan die vloed gestuur het, en kom ons agter dat mense al hoe meer arrogant raak, wanneer dit kom by die Here en sy dinge, maar ek wil vir u sê, ons moenie verbaas wees dat hierdie dinge gebeur nie. Die Here het ons al lank terug gewaarsku, dat dit sal so wees, soos in die tyd van Noag, so sal dit wees, voordat die seun van die mens sal kom. Die mense sal eet en drink en uitgee in die huwelik, en hulle sal aangaan, asof daar nooit 'n oordeel sal kom nie, en dan oorval die oordeel hulle, soos die barendsnood 'n swanger vrou, en die Bybel sê, daar sal geen ontvlugting wees nie. En daarom wil ek u maar aanmoedig om sterk te staan in die Here. Dis nou die tyd waar die koring en die kalf geskei word, en dis nodig dat ons sal bid vir ons land, ons moet bid vir ons leiers, ons moet bid vir ons familie en vriende, en vir hulle wat die Here nie ken nie. Ons as gesin het elke aand die voorreg om, wanneer ons huisgodsdienst hou, te bid vir ongeredde mense. Ek is besig om so elke nou en dan deur die gemeente lys te bid, en vriende, ek wil vir u sê, dit maak my siel bekommerd soos ek deur die lys bid, om te sien hoe min mense werklik 'n liefde vir die Here, 'n aptyd vir die Here en sy dinge het. Ek wil vir u sê, hierdie goed maak 'n mens bekommerd. Daarom moet ons uitreik ook na hulle wat ons reken, miskien kinders van die Here, as wat dit miskien nooit is nie. En dat ons ook sal bid dat die Here vir hulle genadig sal wees. Maar kom ons lees saam vanaand uit Psalm 4. Dis die aandlied, 'n gepaste opskrif vir hierdie Psalm, en ons lees vanaf die eerste vers. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n Psalm van Dawid. As ek roep, verhoor my, o God van my geregtigheid. In benoudheid het u vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. O manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek? Sela. Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Sidder en moenie sondig nie. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Sela. Offerhandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here.
groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Ons lees net hierdie paar verse, is deel van Psalm 9, en ons vertrou dat die Here ook die waarheid van sy woord sal seën en heilig aan ons harte. Die teks van oordenking vanaand vind U in die 5de vers, en daar staan, sidder en moenie sondig nie, spreek in julle hart op julle bed, en wees stil. Die tema van vanaand se boodskap is, waak oor jou eie hart in tye van beproewinge. Waak oor jou eie hart in tye van beproewinge. Nou vriende, ons is tans besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Psalms, en vir U al reeds gesê dat ons juist besig is, omdat ons in die Psalms soveel van onsself sien, en soveel leer van ons eie optredes, en hoe ons dinge hanteer wanneer die stryd na ons kant toe kom, en ook uit ander se lewens kan leer hoe ons die Here kan nader, wanneer ons deur beproewinge, stryd en versoekinge gaan. Nou, ons het al reeds Psalm 1 na gekyk, die gedagte van die regverdige wat nie op die weg van die goddelose moet wandel nie. Psalm 2 was die messiaanse psalm, laasweek na Psalm 3 gekyk. Nou vir U laasweek gesê, Psalm 3 gaan oor hierdie gedagte dat Dawid gevlug het vir sy eie seun Absalom, as deel van God se tug oor Dawid se lewe, omdat hy met Batseba gesondig het. En Psalm 4 is 'n psalm wat baie nou dan ook skakel met hierdie Psalm 3 wat ons so pas of laasweek dan ook hanteer het. Nou Psalm 3 en 4, u sal sien Psalm 3 is die môrelied en Psalm 4 is die aandlied, en albei hierdie psalms was geskryf toe Dawid dan gevlug het vir Absalom sy seun. Wat my baie interessant is, dat Dawid die goeie gebruik en die goeie gewoonte gehad het om in die môre en in die aand sy stem in die heerlikheid te laat hoor. Selfs die feit dat hy uit sy paleis gedryf was en uit sy stad gedryf was en homself in die wildernis bevind het, selfs dit het hom nie verhoed om na God te roep en God te soek, ook in tye van nood en in tye van stryd en in tye van beproewing nie. Ek dink so aan die Here Jesus Christus se lewe. Ons lees daar in Markus 1:35, vroeg in die môre, nog diep in die nag, het die Here Jesus opgestaan en na 'n eensame plek vertrek en hy daar gaan bid. U sien, dit is noodsaaklik vir die kind van die Here, wat ook al ons omstandighede, wat ook al ons uitdagings, dat ons in die môre en in die aand dan ons toevlug na die Here sal neem, en dan ook ons stem in die heerlikheid laat hoor, en dat ons sal weet dat die Here vir ons ook verhoor na die rykdom van sy genade en barmhartigheid. Nou, ons gaan vanaand so 'n bietjie kyk na Psalm 4, en dan in besonder oor die gedagte, waak oor jou eie hart in tye van beproewinge. Nou, ek het so 'n bietjie deur hierdie Psalm gewerk vir so 2-3 weke, en ek probeer elke week 'n week vooruitwerk. Dis hoekom ek al by Psalm 5 is op my rekenaar en 4 nog op my notas. So ek hoop nie ek het 5 se notas saamgebring nie, maar in elk geval ons sal uitkom by die gedagte. Nou Psalm 4, vriende, word geskryf deur hierdie man Dawid, en ons gaan 'n paar gedagtes dan vanaand vanuit Psalm 4 so 'n bietjie na kyk om te sien hoe Dawid dan ook die stryd in sy lewe hanteer het. En dan in besonder gaan ons by die 3de punt stil staan oor hoe hy sy eie hart bewaak het, dat hy nie sou sondig teenoor die Here wat hierdie dinge oor sy lewe toegelaat het nie. Nou die eerste gedagte wat ek raak gesien het in die ondersoek van hierdie Psalm 4 is dat Dawid roep in sy nood na die Here, omdat hy dink aan God se getrouheid van die verlede. As ons dink aan God se getrouheid, dan het ons ook moed vir die dag van môre, want u sien, dat God is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Kom ek lees gou vir u wat staan in Psalm 4 vers 1 en 2. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n Psalm van Dawid. As ek roep, verhoor my, o God, van my geregtigheid. In benoudheid het u vir my ruimte gemaak, wees my genadig en hoor my gebed. Nou vriende, hierdie woorde het u vir my ruimte gemaak, verwys na dit wat in die verlede in Dawid se lewe gebeur het, en hy verwys terug na die dinge wat hom oorgekom het in die verlede, en hoe God getrou was om haar daardeur te dra, en hoe hy op die Here hoop om hom ook in hierdie situasie waarin hy homself bevind,
dan ook wysheid te gee en vir hom deur te dra. Tans vlug hy vir sy seun Absalom. Hy weet nie of hy doodgemaak gaan word nie. Hy weet nie of sy koninkryk weer bevestig gaan word en sy koningskap bevestig gaan word nie. Maar Dawid sê, Here, ek dink terug aan die verlede en ek skep moed in die hede, omdat ek weet U is ook die God wat die toekoms in U hande het. En vriende, hierdie gedagte moet ons aan ons hart gryp. Die God van gister is die God van vandag, is ook die een wat ons sal dra, môre en tot die dag dat ons hom in sy heerlikheid sal sien. Nou kom ons kyk so 'n bietjie terug in Dawid se lewe, na so enkele paar, of kom ons sê 'n paar van die ervarings en belewennisse wat hy gehad het. So 'n paar dinge uit sy lewe. En ek het in die eerste plek bietjie gekyk na toe hy as jong seun 'n skaapwagter was. Nou, baie interessant, as 'n mens gaan kyk, dan sien ons dat Dawid hierdie ervaring en belewenis dan ook die Here dit laat opteken het wat Dawid beleef het as jong seun terwyl hy sy vader se skape opgepas het. Ons lees daarvan in 1 Samuel 17:34. Nou ons gaan later bietjie verder kyk by wat by 1 Samuel aan die gang is, maar ons lees daar in vers 34 dat Dawid sê aan Saul, U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Ek wil vir u sê, dis 'n oudtydse weergawe van die hedendagse Rambo. 'n Man wat nie geskrik het vir 'n beer of 'n leeu nie. En ons sal later sien in die volgende gedagte dat Dawid 'n man was wat hierdie, ek wil amper sê, manne moed gehad het om wat ook al oor sy pad te kom in die oë te staar en dan te oorkom, omdat hy geglo het dat God die een is wat hom daardeur dra. Dawid kyk terug na die gebeure in die verlede en hy skep moed ook dan in die hede. Ons sien in die geval van Goliat, en nou gaan jy ook verstaan wat gebeur het toe ek gepraat het oor die skaapwagter, want Dawid is besig om met Saul te praat, want Goliat daag die Here en die slagorde van Israel uit, en ons lees wat sê Dawid vir Saul oor die gedagte van Goliat, 1 Samuel 17:36. Hy sê, die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here, let op, hoofletters, H-E-R-E, die verbondsgod, die Here, wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. So met ander woorde, in Psalm 4 by die aandlied sien ons, dat Dawid saam met sy manskappe gevlug het vir Absalom. Maar hy skep moed in daardie situasie, omdat hy terugkyk na die verlede, en hy God se getrouheid sien, toe hy as jong skaapwagter sy vader se skape moes oppas, maar hy dink ook terug aan die tyd, toe hy Goliat in die oë moes staar, en dan ook die oorwinning behaal het. U sien vriende, selfs die grote Goliat was vir Dawid net soos enige ander uitdaging in sy lewe. Die reus Goliat was 'n muggie in die oë van die God wie Dawid gedien het. En ek wil vanaand vir jou vra, glo jy in jou huidige situasie dat hierdie God van 'n Dawid en die God wat jou gister en eergister gedra het, ook in hierdie huidige situasie jou sal dra en jou sal uitred, sodat jy hom kan eer? U sien, ons het 'n begrip van die Here en ons praat baie keer van God asof hierdie tye verby is. Asof God vir Dawid genadig was en hy was vir Petrus en Paulus genadig, maar ag, ek moet maar swem, Jannie swem. Daar's nie eintlik vir my hoop en daar's nie eintlik vir my genade nie. Ek wil vir u sê, u is definitief op die verkeerde spoor as jy so dink. Want die Here is getrou om sy knegte te dra, ongeag die uitdaging wat ons in die oë staar. Ek gaan nog so een gedagte vir u noem, wat in Dawid se lewe gebeur het, en wat hom ook aan die Here vas laat hou het in hierdie tyd, waar hy vir sy seun Absalom gevlug het. Hy het op 'n stadium gevlug vir Saul. Hy was as koning gesalf, en as ek nou die geskiedenis reg onthou,
het Dawid ongeveer 15 jaar lang vir Saul gevlug. Ek het vir myself die vraag afgevra, hoekom sal die Here Dawid as koning salf as die Here geweet het? Hy sal 15 jaar vir Saul vlug. En een ding wat die Here my kom leer is, die Here het in daardie tye Dawid gevorm om absoluut op hom te vertrou. Wat ook al vanaand jou situasie en jou uitdaging is, die Here is besig om jou te vorm. Hy is besig met jou. En daarom wil ek jou vra dat jy moed sal skep, want God wat jou gister deurgedra het, sal jou vandag deurdra en jou in die toekoms deurdra totdat hy jou kom haal om by hom te wees. Hoor wat skryf Dawid dan ook oor hierdie geval waar hy telke male vir Saul moes vlug. 1 Samuel 18:9 en van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. Vers 10 van 1 Samuel 18 sê die volgende dag het die bose gees van God, baie interessant, ons sal eendag bietjie daaroor praat, hoe God 'n bose gees gestuur het om Saul te tuister, wat in ongehoorsaamheid en rebellie teenoor God opgestaan het. Maar die Bybel sê die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek. Maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee, en Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was, en van Saul gewyk het. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Nou vriende, voorspoedig in al jou weë, terwyl jy vlug vir Saul, later sou vlug vir jou eie seun Absalom, sekere stryd in jou koninkryk beleef het, wat die Bybel vir ons eenvoudig wil leer is, dat die Here het alles in Dawid se lewe ten goeie laat meewerk. Want die einddoel van my en jou lewe is gelykvormigheid aan die beeld van ons Here Jesus Christus. En daarom sien ons ook in die Nuwe Testament, dat Paulus met dieselfde gedagte na vore kom. Hoor wat sê hy in 2 Korintiërs 1 vers 8. Hy sê, ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking, wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons het bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Wie van u het al so swaar gehad? Baie min van ons. Maar nou kom Paulus en hy gee vir ons amper deur wat Dawid deurgee in Psalm 4, want hy sê in vers 9, ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so groot doodsgevaar, en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ons nog sal verlos. Sien jy wat Dawid sê? Dawid sê, kyk terug na hoe God hom gedra het, nou in sy huidige situasie met Absalom sal die Here hom dra, en in die toekoms sal die Here getrou wees, presies wat Paulus leer in 2 Korintiërs 1, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het, uit so groot doodsgevaar, ons nog verlos, op wie ons hoop dat hy ons nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. As u vanaand in nood is, roep na die Here. As u weet van ander wat in nood is, deur gebed dra hulle op aan die Here. Vra vir die Here, Here, dat u tog verligting en dat u tog uitkoms sal skenk. Die kosbare belofte in Psalm 34 vers 20 sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Dit beteken nie, vriende, dat ons almal 120 jaar gaan oud word en gesond gaan wees tot die dag dat ons daar kom nie. Die hele gedagte is maar net, deur elke teëspoed is God getrou en hy sal ons uitred uit elke teëspoed tot die dag dat die Here ons in sy heerlikheid opneem. Dis die eerste gedagte wat ek raak gesien het uit Psalm 4. Dawid kyk terug na God se getrouheid van die verlede. Hy skep moed vir die Jode en hy weet God het ook die toekoms in sy hand. Die tweede gedagte wat ek raak gesien het, hy bid vir die ontroues, dat hulle sonde sal besef en regmaak. Dit het my aan my hart gegryp. Dawid vlug vir Absalom en klomp van sy manskap het kant gekies by Absalom en nog steeds bid Dawid vir hulle. Hierdie man is vir my 'n man wat my aan die hart gryp. Geen wonder die Bybel sê dat hy 'n man na die hart van God is nie.
Hoor wat sê Dawid in Psalm 4 vers 3. Hy sê, o manne, hoe lank sal julle my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek? Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Wat sê Dawid in hierdie paar verse? Eerste plek sê Dawid, dat hierdie manne wat kant kies by Absalom eintlik besig is met 'n te vergeefse stryd. Teen Dawid, want u sien, die Here het Dawid as koning gesalf, en hierdie manne wat teen Dawid opstaan, is eintlik besig om teen die Here op te staan. Want Absalom se planne sal nie geluk teen Dawid nie, want die Here het Dawid as koning vir homself eenkant gesit. Dawid sien hierdie manne ook as manne wat verblind is deur die leuns van Absalom. En hy bid dat die Here hierdie manne weer verligte oë van die verstand sal gee, wysheid sal gee, dat hulle sinne nie langer verblind sal word nie, maar dat hulle bekeer van hulle bekeerde weë en dan weer in getrouheid Dawid se volgelinge sal word en bo alles die volgelinge van die Here self. Toe ek hierdie Psalm bestudeer het, toe dink ek by myself, in tye van nood, ek nog tyd om te bid vir ander en selfs mense wat daardie nood in my lewe veroorsaak. Vriende, daar's mense wat jou te nakom en dan sit jy in 'n situasie en jy dink by jouself, ek wil alles behalwe vir hulle bid. Ek sal eerder hulle oë wil uitgrou of miskien die hart bietjie wil uitruk en net vir hulle so bietjie sê, luister, julle doen my baie skade aan en baie keer lê ons gesondheid daaronder en verskillende dinge wat met ons gebeur, maar kom ons leer vanaand uit Dawid se lewe, dat hy ook God se getrouheid in sy lewe sien, maar ook besef, dat hy die verantwoordelikheid het om te bid, selfs vir die wat hom vervolg. Ons leer van die Here Jesus self in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Wanneer ons dink aan ons eie situasie vanaand, ons dink aan ons persoonlike verhouding met mense om ons, miskien familie, miskien vriende, miskien bure, miskien werkskollegas, miskien mense wat ons mee miskien besigheid gedoen het, wat ons op een of ander manier te nagekom het, dan is die vraag vanaand, het ons 'n gesindheid van wraak en haat, of is daar ook 'n gesindheid soos die van Dawid, om vir hulle te bid, om hulle op te roep tot verantwoording, om vir hulle te sê, luister, julle het nodig om julle tot God te bekeer. Dit is vir my so wonderlik as ek kyk daar na Romeine 12 vers 19, waar die Here sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, en as hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek wonder baie maal, hoe sal die wêreld wees, as ons hierdie basiese beginsels van Christenskap uitleef, in hierdie moeilike land waarin ons onsself bevind. Ons sien baie keer mense wat die land en die grond bestuur as ons vyande, en dikwels is daar nie 'n gebed in ons hart vir hulle nie, maar 'n vervloeking. En 'n gedagte van, Here, ag, wil U nie maar die goddelose verdelg en voor die aangesig verwyder nie. Ons gaan bietjie volgende week in Psalm 5 kyk, waar Dawid hierdie gebed bid en wat dit beteken. Maar ons sien baie duidelik, dat die Here van ons vra, dat ons as kinders van hom, ook sal bid vir die, wat in opstand teenoor ons is. 1 Petrus 3 vers 9 sê, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Sê gou vir my, wat het die Here Jesus aan die kruis gedoen, toe hulle hom vasgenaal het? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Ons lees later van die eerste martelaar Stefanus, terwyl hy op sy knieë sak en die kerkleiers hom doodgooi met klippe, bid hy: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Luister, ek wat die Here ken en aan die Here behoort, ons het 'n ander hart en 'n ander gees en behoort 'n ander gesindheid te hê. Daarom wil ek jou vanaand oproep om werklik te begin bid en ernstig te bid. Ook vir hulle wat miskien vanaand teen jou in opstand gekom het. Miskien vanaand vir jou 'n vyand is. Miskien vanaand jou grief in jou siel. Mag die Here genade gee dat ons ook uit Dawid se Psalm sal leer, dat soos hy in hierdie tyd van benoudheid gebid het, ook vir sy vyande, dat ons dieselfde sal doen. Dit bring ons by die derde gedagte. Hy besef ten spyte van alles, het hy 'n verantwoordelikheid om rein voor God te wandel. Met ander woorde, hy moet sy eie hart bewaak. En dit was my die kersie op die koek van hierdie boodskap en vir my so belangrike punt wat ek gesien het en was vir my so aangrypend om te sien hoe Dawid ook sy eie hart in hierdie situasie moes bewaak het. Ek gaan vir u net hierdie paar verse lees, dan gaan ons kortliks praat oor hierdie 6 gedagtes en moet tog nie bekommerd wees nie, ek gaan nou nie 6 lang punte maak van elkeen nie, net vir u die 6 gedagtes uitlig oor hoe ons harte moet bewaak in tye van teëspoed en in tye van stryd. Hy begin in vers 5 en hy sê: sidder en moenie sondig nie. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Offer offerhandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê: wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Vriende, daar is so 6 gedagtes wat ek raak gesien het oor hoe Dawid sy eie hart bewaak het. In die eerste plek het Dawid gebid in sy gebed en hy het die gedagte genoem van sidder. Sidder en moenie sondig nie. Nou hierdie sidder voor die Here, vriende, beteken niks anderste as om te vrees en hierdie nodige agting te hê vir die Here God, wat alles oor 'n mens se lewe toelaat. Luister, elke stryd, elke beproewing, elke aanvegting, elke ding wat met jou en my gebeur, is deur God fyn afgeweeg, sodat ons nader en nader aan hom kan beweeg. Ons leef in 'n tyd waar mense sê die duiwel het, en die duiwel het sis en die duiwel het so asof die duiwel mag het bo die Here. Dawid erken en verstaan, en u kan sy geskrifte gaan lees. Hy sê en hy beleef elke dag die leiding van die Here, hoe God hom lei, selfs deur lyding, lang om hom te beproef en om te heilig, sodat hy voor God kan wandel en God welbehaaglik kan wees. Hy skryf daar in Psalm 33 vers 18, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. Vrees en goedertierenheid in een sin. Dawid sê die Here is goed vir die mense wat op hom wag. Psalm 147 vers 11, die Here het 'n welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop. U sien, Dawid het geweet, dit wat met hom gebeur is deur God afgeweeg, en daarom sal hy nie 'n rebel teenoor God word nie, maar 'n dienskneg wat hom onderwerp aan die Here en voor die Here sidder, ongeag wat die Here oor hom toelaat. Ek moet vir u sê, in tye van siekte, in tye van beproewinge, in tye van stryd, loop ons die gevaar om teenoor die Here opstandig te raak. So asof ons in ons harte wil murmureer en sê, Here, sien u nie wat gebeur en kan u nie vinnigere oplossing en 'n uitkoms vir ons stuur nie. En ag vriende, so 'n tipe van rebellie kan maak dat ons stryd verleng word, omdat die Here besig is om ons te vorm in daardie tyd. Hy sê verder, moenie sondig nie. Nou hierdie gedagte van moenie sondig nie, daar moenie sonde van toorn, daar moenie sonde van vergelding, sonde van haat en wraak wees nie. Ons het so klein ietsie van dit gesien in die vorige punt. Efesiërs 4:26 sê vir ons, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Met ander woorde, daar moenie van ons kant af 'n sondige gesindheid teenoor die Here en teenoor die mense wees wat ons te nakom nie. Vrees God en moenie sondig nie. Moenie in jou hart met sekere booshede sit en sekere gedagtes van vergelding bedink nie, maar vertrou die Here om die uitkoms te gee op sy bepaalde tyd.
Verder sê Dawid ook, vers 5, spreek in julle hart op julle bed. Nou hierdie woordjie spreek in julle hart. In die Engels sê dit, silently search your heart. Dawid sê, in stilte wil ek my eie hart ondersoek voor die Here. Want luister vriende, wanneer daar stryd oor jou lewe kom, kan jy nooit sê, ek is 100% onskuldig nie. As jy Jesus Christus was, ja, dan kan jy as sondelose die saak van onskuldig bepleit en sê, ek is onskuldig, ek verstaan nie waarom hierdie goed oor my pad kom nie. Maar Dawid ondersoek sy eie hart en hy besef, deur sy sonde sit hy in die situasie waarin hy sit. En hy besef ook dat hy nodig het om sy eie hart te ondersoek. Want Jeremia 17:9 sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Vers 10, ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Ek wil vanaand vir jou vra, wat ook al jou stryd is, het jy al begin by ondersoek in jou eie hart? Of is dit die buurman se skuld? Of is dit jou kind, of miskien jou man, of jou vrou, of jou pa, of jou ma, of jou werkskollega se skuld, en jy trek jou skouers op en jy sê, ek verstaan nie waarom hierdie goed met my gebeur nie. So asof jy 'n slagoffer is van jou omstandighede. Ons almal gaan deur tye van beproewing, deur tye van versoeking, deur tye van stryd en siekte, en ons verstaan nie noodwendig alles nie, maar kom op 'n punt dat jy jou eie hart sal ondersoek en belydenis sal doen waar jy verkeerd gedoen het, reg sal maak waar jy kan, en die Here sal vertrou om dan die res vir jou uit te sorteer. Psalm 139 vers 23 is ook gebore uit stryd in Dawid se lewe. Hy sê, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ek wil vir u sê, hierdie ding van selfondersoek is 'n ding wat besig is om uit die kerk van die Here Jesus te verdwyn. Mense sê, moenie op 'n heksejag gaan met jou eie lewe nie, en ek stem saam, moet dit nie doen nie. Maar is goed om jouself te spieël in die lig van God se woord. In jou huidige situasie, om vir jouself die vraag af te vra, pluk ek nie maar die vrugte van sonde wat in my lewe geakkommodeer was nie? As jy kan uitkom by die antwoord, nee, ek vind niks in my lewe wat tussen my en God skeiding maak nie, bid die Here dan ook dat hy vir jou sal leer, wat hy vir jou wil leer in jou geestelike lewe, en in die groei van jou geestelike lewe, en hoe jy hom kan vertrou om jou dan te vorm. Ek sien verdere gedagte hier, in hierdie vers 5, dat Dawid sê, wees stil voor God. Ek het hierdie week 'n aanhaling gelees, waar iemand geskryf het, dat stilte het 'n vyand geword vir mense. Want in die stilligheid van jou binnekamer, of in die stilligheid van jou huis of jou kar, is God deur sy gees besig, en jou gewete besig om jou te oortuig, en met jou te praat. Daarom wil mense heeltyd 'n radio aan hê, hulle wil heeltyd hê, iemand moet met hulle praat, hulle wil nooit stilte hê nie. Maar Dawid sê, vir 'n kind van God, is dit goed om stil te word voor God. Te vrees, om nie te sondig nie, jou eie hart te ondersoek, maar ook in stille vertroue op God te hoop. Eksodus 14:14 sê, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Daar kom tye in jou lewe waar mense jou miskien beskuldig van dinge, of 'n situasie homself voordoen. Ek wil vir u sê, baie keer is dit goed om net stil te bly. Nou nie die silent treatment wat ons baie keer vir iemand gee in die huis as daar 'n argument was tussen man en vrou, en speak to the hand gedagte nie, né? Ek praat nie verder met jou nie. Maar die gedagte van om stil te wees voor die Here, en te sê, Here, ek het my hart ondersoek, en nou vertrou ek op u om vir my die uitkoms te gee. Psalm 46 vers 11, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Ek vra vir jou in tye van stryd, is jy stil genoeg om uit God se woord te hoor wat hy vir jou wil sê, en swaar te steen op die uitkoms wat hy vir jou sal bring op die tyd soos hy bepaal het. Volgende gedagte wat ek gesien het, is offerhandes van geregtigheid. Eenvoudig gestel, doen wat reg is.
Jesaja 61 vers 8, want ek die Here het die reg lief, ek haat die roof met onreg, en ek sal hulle getroue loon gee en 'n ewige verbond met hulle sluit. Dawid kom en hy sê, Here, dit help nie ek neem reg in eie hande nie. Dawid se hande was eintlik afgekap in hierdie situasie. Dawid sê, Here, ek gaan nie reg in eie hande neem nie, maar ek gaan U, die God van geregtigheid, vra om reg te laat geskied, sodat U naam in alles verheerlik kan word. Dat ek my nie sal vergryp aan iets, waarin ek my nie moet vergryp en skade en skande bring op U naam nie. Ek onthou 'n getuienis wat ek van Dr. James Dobson gehoor het. Hy was op 'n kommissie waar hulle films in Amerika moes gesensor het en boeke en tydskrifte, en hy het opgestaan teen baie van hierdie pornografiese video's en tydskrifte, en hulle het 'n saak teen hom gemaak waar hulle hom vir miljoene dollars gedagvaar het. Gebrek aan inkomste, en ongeveer 10 jaar het daardie saak aangehou. Een regter na die ander regter, en baie van hulle was homoseksuele of mense wat met booshede besig was, en as jy nou daai saak gaan lees van Dr. James Dobson, dan sê in daardie tyd het hy hoeveel keer gewonder, hoekom laat God oor hom alles toe? Maar hierdie gedagte het hom nie vergryp aan sekere dinge nie, maar op die Here gehoop, en die Here het reg laat geskied, tot die Here klaar was met hom. En daar het 'n dag aangebreek dat hierdie saak voor 'n hoofregter gekom het, en die hoofregter het die saak so gekyk en gesê, wat 'n klomp belaglikheid, en dit uit die hof gegooi. Na al die jare van stryd wat hy beleef het hy hierdie uitspraak gekry, dis 'n klomp belaglikheid, maar God was besig met hom, om hom te vorm en hom te verander. Nou, ek wil nie alles van Dr. James Dobson aanbeveel nie, ek dink hy het ook maar so 'n bietjie die pad byster geraak met die sielkunde, maar ek wil vir u sê op 'n stadium het hy kosbare waarhede kwyt geraak in die boek, Wanneer God nie sin maak nie. Het u daai boek gelees? When God Doesn't Make Sense. U moet tog daardie boek vir u self kry, 'n besondere boek om te lees. En in daardie boek is daar scenario's wat plaasvind in mense se lewens, waar dit lyk of die situasie nie sin maak nie, maar die Here verheerlik homself elke keer in elke situasie, want weer eens sê ek vir u, die uiteinde van my en jou lewe is heiligheid. En daarom wil die Here ook ons vorm, wat ook al die situasie. En die laaste gedagte wat ek gesien het, in hierdie saak van Dawid, wat sy eie hart voor die Here moes rein hou, hy moes absoluut op die Here vertrou het. Ons sien dit ook daar in die laaste gedeelte, vertrou op die Here. En ek wil vir u sê, vriende, Spreuke 3 vers 5, is 'n vers wat vir my baie, baie na in die hart lê. Daar staan, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk van die kwaad af. Ek wil vanaand vir jou vra, wat ook al jou situasie is, moenie in opstand kom teenoor die Here nie. Moenie jou self met skuld belas en belaai, omdat jy in rebellie opstand teenoor God vir die stryd wat hy oor jou lewe toelaat nie. Vertrou hom dat hy die beste weet, en hou jou hart voor hom rein. Die laaste gedagte waarmee ek wil afsluit, wat vir my getref het in hierdie psalm, sy gedagtes aan God, het hom groter vreugde en blydskap verskaf, as rekordoeste en tye van voorspoed. Het u dit raak gesien? Kom ek lees vir u. Psalm 4 vers 8, hy sê, groter vreugde het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Nou, die meeste van ons raak opgewonde oor 'n paar ekstra rande, oor 'n bonus wat ons kry, of ietsie ekstra wat na ons kant toe kom. Dawid sê die Here verskaf vir hom groter blydskap en vreugde, as in tye waar daar rekordoeste ingekom het. En as u so 'n bietjie die Bybel gaan bestudeer, was oestye vir die volk Israel van kardinale belang. Ons lees daarvan in Levitikus 23:10, waar hulle die eersteling skerf voor die Here moes gebring het. En dan het die oestyd aangebreek, en daar was feesvieringe, en hierdie volk van die Here was bly in die Here oor die oeste wat hulle van die land afgehaal het, en vir die wyse waarop God vir hulle gesorg en voorsien het. Dawid sê met al die blydskap waarin hy dink, en al die vreugdes wat die volk beleef het in tye van oestye,
sê hy dit kom nie na by die vreugde en die blydskap wat God in sy siel bring. Ook in daardie stryd waar hy homself in bevind nie. Ek moet vir u sê, in die afgelope tyd wat ek by een dokter na die ander dokter met die hart en toe later nou die COVID en al die dingetjies, het ek besef tye in die binnekamer saam met die Here bring vir jou ongekende blydskap in jou siel en 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan, omdat jy ook weet dat die Here in beheer is, wat ook al die situasie wat hy oor jou lewe toelaat. Ek wil vir u 'n paar ander verse lees van koning Dawid, en so ek vir u sê, in hierdie week wat verby is, terwyl ek hierdie psalm voorberei het, was daar so 'n diepe verstaan in my hart, waarom die Here sê, Dawid was 'n man na die hart van God. Kom ek lees vir u nog 'n paar verse, oor wat Dawid skryf, as hy dink aan die Here. Hy sê in Psalm 37 vers 3, hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer, en hy sal jou geregtigheid laat voorkom, soos die lig en jou reg, soos die middag. Hierdie woordjie verlustig, gaan maak bietjie 'n studie van die woord en sien wat dit beteken. Daar was in Dawid se lewe niks belangriker as die Here, en niks wat hom meer vreugde verskaf het, as om naby die Here te wees, en in sy teenwoordigheid te leef nie. Psalm 43 vers 3, stuur u lig, en u waarheid laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg, en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter, o God, my God. Ek wil jou vra, wanneer laas het jy so opgewonde geraak oor God in jou hart, dat het vir jou gevoel het of jou hart uit jou binneste wil spring? Of is jou godsdiens 'n dooie, kliniese, koue, wettiese godsdiens? Ek lees my Bybel, ek bid, ek gaan deur my dag, ek bid vanaand, ek gaan slaap, ek staan op, en ek volg hierdie routine, en daar is geen verhouding tussen my en God, waar daar blydskap en somtyds trane en somtyds vreugde en al hierdie emosies by betrokke is nie. Daardeur sê ek nie ons moet 'n emosionele godsdiens hê nie, maar luister, baie mense is so koud soos 'n vis, 'n dooie vis, wanneer dit kom by hulle godsdiensbedryf. Baie mense kyk na hulle en sê, luister, as dit jou vreugde in die Here is, wil ek nie sien as jy hartseer is, of as jy iets vreemds beleef, of iets swaar in jou lewe beleef nie. Dawid sê, hy sê, die God is my God van jubelende blydskap. En dan hierdie pragtige woorde, ek het vir u sekere gedeeltes onderstreep. Psalm 63 vers 3. So het ek u in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien, want u goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet u prys. Luister, Dawid sê, u teenwoordigheid is beter man as die lewe self. Die meeste van ons hou krampagtig vas aan hierdie lewe. En daar is niks verkeerd om te waardeer die dae en die weke en die jare wat die Here ons gee nie. Maar ek wil jou vra, is die teenwoordigheid van die Here in jou lewe en die feit dat jy hom beter leer ken en gemeenskap het om hy deur sy woord, is dit vir jou belangriker en bied dit vir jou meer vreugde en verskaf dit vir jou meer genot as hierdie lewe. Ek gaan aan vers 5. So sal ek u prys my lewe lank, in u naam my hande ophef, soos met vet en vettigheid, sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan u dink op my bed in die nagwake oor u pyns, want u was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van u vleuel sal ek jubel. My siel is aan u verkleef. U regterhand ondersteun my. Luister, Dawid was nie 'n sissie nie. Saul het sy duisende verslaan en Dawid sy 10.000. Hy was 'n held. Hy het 'n Goliat tromp opgeloop en hom oorwin in die naam van die Here. Hy het geen banger op sy kop gehad nie, maar daar was 'n liefde in sy hart vir die koning van die konings en die Here van die leerskare. Soveel so dat hy sê, my siel is verkleef aan die Here. Dis asof Dawid wil sê, luister, as ek een dag sonder die Here moet gaan, sal dit 'n vermorste dag wees. Ek sal eerder sterf, as om 'n dag sonder die Here deur te gaan.
Ek wil hierdie boodskap afsluit deur 'n aanhaling van Spurgeon en dan so slotgedagte vir u te gee. Spurgeon skryf, hy sê, above all, you must get heaven into your own heart, for you will never have your heart in heaven till you have heaven in your heart. En toe ek dit lees, toe dink ek aan Psalm 4. U sien, Dawid se hart was in die hemele. Dawid se verlosser was die Here God self. Dawid het te midde van die stryd en die feit dat hy in die wildernis gesit het, sy hart in die hemele gehad, daarvoor die troon van God. En Absalom kon eintlik niks van hom gedoen het nie. Absalom kon sy lewe geneem het, ja. Maar Dawid het geweet, al vat Absalom my lewe, behoort my siel aan die Here en dis die belangrikste. Ons weet die Here het vir Dawid die uitkoms gegee, Absalom is gedood, Dawid is herstel in sy posisie, en die Here het sy wonderlike doel bereik in Dawid se lewe. En vanuit hierdie gebeure sien ons Psalm 4, en leer ons meer van hierdie man Dawid, maar ook van ons eie lewe. Ek wil vanaand afsluit deur vir jou te sê, kyk vir 'n paar oomblikke weg van jou situasie, en fokus jou aandag op die Here. Ek vra vanaand vir jou dat jy vir 'n oomblik jou aandag sal wegneem van dit wat pla, mense wat jou kwel, en mense met wie jy miskien vanaand in stryd is, en miskien omstandighede wat teen jou gedraai het. En ek wil vra, rig jou oë na die Here in die hemele. Vertrou hom, dat hy vir jou die uitkoms sal gee. Bewaak jou eie hart, dat jy nie met sonde besig sal raak, en later God se toorn in jou lewe opwek nie. Ek vra vir jou dat jy sal bid vir jou vyande, en dat jy sal dink aan God se getrouheid van die verlede. Sal moed skep in die hede, en ook vir die toekoms hoop sal hê, want God is in beheer. Dis Psalm 4, en as jy vanaand op jou bed gaan lê, wees stil, en pyns 'n paar oomblikke oor hierdie God, en oor sy getrouheid, en eer hom vir wie hy is. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons vra dat u self deur die waarheid van u woord ons harte sal versterk, dat u vir ons genade sal gee om ons in u te verbly, en om te weet wat ook al oor ons lewe kom, u is in beheer, en Here, op die regte tyd sal u vir ons verligting bring, wanneer u klaar u doel bereik het in ons lewe, of dit nou is siekte, of wat stryd is met mense, of omstandighede, Here, wat ook al, ons vra dat u die getroue verbondsgod ons geloof sal versterk, dat ons op u sal hoop, en Here, dat ons in u groter vreugde en blydskap sal put, as in enige iets anders wat hierdie lewe ons kan bied. En ons bid dit, Here, in u naam, en ons bid dit met dankseggings. Amen.